Jesus, groot bo almal, sterke verlosser, magtige Heer en Heiland, Immanuel, God is met ons, reddende Heere, levende woord. Goeiedag. In die vorige oordenking het ek by professor Koenig aangesluit, wat het duidelik gemaak het dat die Ou Testamentse siening van heil of saligheid volledig op die mense lewe op hierdie aarde gemik was. Miskien moet ek net eers probeer verduidelik. Dit wil nie sê dat daar in die Ou Testament nie ook sprake was van 'n geloof in lewe na die dood nie. Daarvoor is daar te veel verwysings. Dink maar net aan Henog. Hy het nie gesterf nie, maar God het hom aan die einde van sy reis hemel toe gevat. Genesis 5 vers 24. Elia het ook nie gesterf nie en is met 'n strydwa van vuur hemel toe. 2 Konings 2 vers 11. Daar word ook in Psalm 49 'n duidelike kontras gestel tussen die dood van gelowiges en ongelowiges. Ongelowiges se siele daal na die doderyk toe neer, terwyl God die psalmdigter se siel loskoop van die mag van die doderyk, want hy sal hom opneem. Psalm 49 vers 16. In Prediker 12 vers 7 lees ons dat die stof na die aarde terugkeer, soos dit gewees het, en die gees na God terugkeer wat dit gegee het. Jesaja het ook reeds 'n wonderlike profesie oor die nuwe hemel en nuwe aarde en nuwe Jerusalem in Jesaja 65, terwyl Daniël 12 vers 2 ook praat van die opstanding van dooies en 'n ewige lewe. Onthou ook dat beide die Sadduseërs, wat nie in die opstanding uit die dood geglo het nie, en die Fariseërs, wat wel in lewe na die dood geglo het, dit beide op die Ou Testament gegrond het. En geloof in lewe na die dood het dus wel in die Ou Testament bestaan. Dis net nooit baie goed uitgewerk nie, want in die Ou Testament word gefokus op hierdie lewe, op hierdie aarde, en dis wat professor Koenig baie duidelik aantoon. Die sin en die diepste betekenis van die lewe, die heil, is vir die gelowige in die Ou Testament hierdie lewe in gemeenskap met God. God het die mens na sy beeld geskape en hom 'n lewende wese of 'n lewende siel, soos die ou Afrikaanse vertaling sê, gemaak. Die mens is vir die lewe geskape. In die Ou Testament was heil dus om in gemeenskap met die Here sy aardse gawes van voorspoed te geniet. Dis waarop die Ou Testamentiese gelowiges gekonsentreer het en wat hulle uitleef. In die Nuwe Testament word die geloof in die lewe na die dood baie meer volledig uitgewerk, as gevolg van sekere redes wat prof Koenig in die volgende gedeeltes aantoon. Kortom, gaan dit in die Nuwe Testament om die gemeenskap van die Here te geniet sonder sy aardse gawes, maar wel met 'n vooruitsig. Nou kom begrippe soos wederkoms, ewige lewe, 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde sterk na vore. Die gevaar is egter dat 'n oordrewe fokus hierop kon lei dat mense hulle onttrek van hierdie lewe en hierdie aarde en net wag vir die beloofde toekomstige verheerlikte lewe in die hiernamaals. Paulus het dit reeds beleef in Thessalonika, toe valse verkondigings die idee laat posvat het dat die wederkoms baie naby is. Dit het daartoe gelei dat sommige gelowiges ophou werk het, omdat hulle verwag het dat Christus enige oomblik sou kom. Lees maar daarvan in 2 Tessalonisense. Ons is nog steeds God se skepsels en het 'n verantwoordelikheid teenoor sy skepping om nou reeds en steeds te leef tot sy eer.
Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dis vir ons wonderlik om te glo dat na hierdie lewe op hierdie aarde daar vir ons 'n ewige en beter lewe wag. Maar help vir ons om nie so daarop te konsentreer dat ons vergeet om ook nou te lewe en tot U eer te lewe nie. In Jesus se naam. Amen.